Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So kom ek skop af met iets semi-vreemd, gee my kans. Dit gaan simpel klink, maar het julle al ooit daai video's gesien van diere wat dink hulle is ander diere? Okay, so ek het dis altyd 'n bees of 'n eend, maar ek het 'n hoender gesien wat gedink het hy's 'n hond. En so okay, die hoender, hy dink hy's 'n hond. As die honde hardloop hek toe want iemand loop verby, dan hardloop die hoender saam. As die honde op die eienaar se skoot sit, dan raak die hoender jaloers en ek wil op die skoot sit. Gewoonlik is 'n hoender redelik bang vir mense. Maar hierdie hoender wat ek gecheck het, moenie nou jou tyd gemors op YouTube nie, maar hierdie hoender op YouTube, okay, hy 5:00 die oggend, hy kraai nie 5:00 die oggend nie, hy blaf. Ek weet, ek gaan dit nie probeer illustreer nie. Nou so simpel soos wat dit klink, gebeur dit eintlik baie op 'n fundamentele vlak in daai hoender se omgewing. Is hy so oortuig hy's 'n hond, hy ken niks anders nie, hy sien niks anders nie. Hy lewe met honde, hy eet saam met honde, hy slaap saam met honde. In sy kop is hy 'n hond. Dis net so en hy tree daarvolgens op. Dis 'n weird voorbeeld, weird connection, maar dis 'n baie goeie voorbeeld van wat vanaand in ons teks ook gebeur met Laodicea. Natuurlik op 'n baie meer subtiele en komplekse vlak, maar hierdie kerk se omgewing van rykdom en leksheid en gemak het op daai selfde fundamentele vlak hulle oortuig dat hulle iets is wat hulle nie regtig is nie. En so Jesus sê, Laodicea, julle loop rond soos honde, maar julle is hoenders. Meer spesifiek tot ons vers 18, julle, vers 17 en 18, julle loop rond soos konings, maar julle is boemelaars. En hoe meer toe ek hierdie lees en ek kyk na al die 7 kerke, besef ek hierdie is wat ons harte doen. Ons harte jok vir ons. En hoeveel van die kerke het ons nie nou al gesien dat Jesus sê jou hart gaan vir jou jok nie. Jou hart gaan laat jou dink jy's iets wat jy nie is nie. Weer 5 van die 7 kerke wil Jesus jou hart wakker laat skrik van een of ander illusie wat jy geskep het vir jouself. En soos wat ons dit sien oor en oor in elke liewe een van die kerke, behoort dit vir ons dit bietjie laat wakker skrik. Ons moet op ons hoede wees, wil ek sê, vir ons harte. Jesus wys ons oor en oor, jou hart gaan jok vir jou. Daar's 'n dringendheid wat geskep moet word in ons harte en in ons geloof. Daar is in Jesus genade vir alles wat ons harte mag beleef, maar ons moet dit kan sien. En wat ons harte wil doen is, ons harte wil ons blind maak. En hierdie leuns wat ons harte ons so vertel, dis 'n scary ding. Sonde doen dit. Sonde is sonde. Maar wat sonde ook doen is, sonde wil nie hê jy moet weet jy's 'n sondaar nie. Dis wat sonde doen. Ons almal het al gepraat van sonde asof dit hierdie klein vlek is op ons ander se wit hemp. Dis net sonde is hierdie kol. Ons dink aan sonde, ag, niemand is perfek nie. Ek het 'n swart kolletjie op my hemp, jy het 'n swart kolletjie op jou hemp. Ons praat van sonde asof dit is, ag, bedaar, niemand het dood gegaan nie. Dis okay, chill. Maar dis wat ons harte doen, ons harte maak sonde klein, sodat dit nie so bad is nie, maar eintlik, wanneer die Bybel praat oor sonde, sê dit, dis nie 'n vlek op die wit hemp van jou hart nie, dis nie 'n klein vlekkie nie. Sonde in die Bybel is daai hele hemp van jou hart, is gesmeer en gedoop in die swartste, donkerste, vuilste vol vlekke. Daai hemp is geskeur, daai hemp is gebroken en ons dra daai hemp, en hy lyk nie eens 'n bietjie wit nie. Dis sonde in die Bybel. En dis wat ek bedoel met ons moet waaksaam wees, ons moet wakker wees vir waar ons harte kan wees, want ons harte jok so maklik vir ons. Martin Lloyd-Jones sê hierdie, hy is 'n bekende Britse prediker, hy het hierdie geskryf in 'n preek, dis so goed. Hy sê, you will never make yourself feel that you are a sinner. Because there is a mechanism in you as a result of sin that will always be defending you against every accusation.
We are all on very good terms with ourselves. And we can always put up a good case for ourselves. Even if we try to make ourselves feel that we are sinners, we will never do it. There is only one way to know that we are sinners. And that is to have some dim, glimmering conception of God. En ek sou bys dit 'n heilige God. Sodra ons 'n heilige God sien, dan begin sonde. Elke persoon wat al ooit 'n ervaring gehad het van God in die Bybel, val net dadelik dood neer en besef, ek hoort nie hier nie. Ek het nie 'n klein vlek op my hemp nie, ek is donker, vuil van sonde. En so dis 'n catch-22, want ons is sondaars, maar ons harte wil oor en oor vir ons jok. Nou, imagine, dis waar van ons harte. Nou, dra jy die lanieste, handgemaakte, leer Italiaanse skoene. Nou dra jy die sagste, duurste chino en hemp, wat geld kan koop, okay? Hierdie is wat jy dra. As dit moeilik is vir ons op normale omstandighede om onsself te oortuig dat ons vuil is. Imagine dan hoe moeilik dit moet wees in daai luukse omgewing wat jy vir jouself geskep het, om jouself dan te oortuig dat jy eintlik 'n boemelaar is. Dis waar Laodicea is. Dis presies waar Laodicea is. Nou, net vandag, dis baie belangrik dat ons as kerk en as gemeenskap en as groep, ons is baie nader aan Laodicea as wat ons mag dink. Ek weet nie een van ons voel ryk nie. Ons is studente, ons het net begin werk. Ons werk al dalk net 'n paar jaar. Ons ouers is dalk ryk. Jy weet, dis ons nie. Maar eintlik wil ek sê vir jou, in ons konteks, as jy die gemiddelde Suid-Afrikaanse inkomste vat, dan is ons skatryk, ons wat hier sit vanaand. En dit, al hoekom ek dit sê is, want Jesus sê in vers 22, hy sê, wie ore het, moet luister vir wat die Gees sê. Ons moet luister. En ek dink, ek noem dit, want ons spesifiek, wat so geseënd is, met wonderlike huise, wonderlike ouers, wonderlike seëninge, ons moet luister, want ons harte is baie naby aan die sonde van die Laodiceërs, aan die leksheid en die gemak en die geld, wat saam met al sy probleme kom. Okay. So kom ons luister duidelik na wat die Jesus wil sê, want dit is baie skerp gerig, dink ek, aan ons en waar ons is en hoe ons groot geword het. So kom ons gaan in. Kom ons spring in. So ons gaan 'n bietjie kyk na die stuk vanaand, bietjie anders as gewone weke. Ons stuk vanaand het 3 beelde, 3 metafore, prentjies. En hierdie 3 prentjies bou op mekaar en ek wil eintlik maar net al 3 prentjies uitpak en dan gaan ons sien wat gaan aan in die kerk in Laodicea en wat Jesus vir ons wil sê. Die eerste prentjie is in vers 15 en 16, dis julle is lou warm, die waterprentjie. En daar verwys Jesus na hulle effektiwiteit, hulle vrugte, hulle dade. Dan gaan ons kyk na hulle rykdom, hoe hulle geld spandeer en waar hulle geld spandeer. En hier praat Jesus eintlik van hulle hartssonde. Hy praat van die sonde van onafhanklikheid. Dis vers 17 en 18. En dan die derde en laaste prentjie is die prentjie van die deur. Vers 19 en 20. Jesus klop aan die deur. Redelike bekende verse wat ek al heel wat gehoor het. En so dit verwys na hulle bekering. Hoe draai hulle weg terug na die Here toe? So kom ons pak elkeen uit en ons hoor wat die Here wil sê vir sy kerk. Eerste punt, julle is lou warm. Die prentjie van water in Laodicea. Vers 15 en 16 sê, I know your deeds, that you're neither cold nor hot. I wish that you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Ontsettende kragtige prentjie, net omdat ek kan so duidelik in my prentjie sien hoe iemand 'n slukkie vat van iets en dan onmiddellik trek hulle gesig van soos wat het ek nou net gedrink en dan bou die spanning in hulle gesig op en hulle besef hier is nie goed vir my nie en dan spoeg hulle die water uit. Ek kan dit al sien, dis soos 'n duidelike prentjie, dis 'n harde prentjie vir Jesus om te gee vir die kerk. Ek dink hierdie sou soos 'n klip geland het by Laodicea. Soos 'n klip op die bors, soos boef. Ek dink want vir Laodicea, onthou dis 'n trotse, ryk en welaf stad. Laodicea sou baie komplimente gekry het op hoe mooi hulle stad is.
Sjoe, maar hierdie is stunning. Ja, julle Laodicea, vrek. Julle weet hoe om 'n ding te doen. Julle hou nie terug nie. Julle stad, sjoe. Maar julle water, dis wat hulle sou gehoor het, julle water. Oef. Almal in Laodicea sou geweet het, alles is amazing. Maar almal sou geweet het, ag, julle water is nie so great nie. En die rede hoekom almal dit gesê het is want nie ver van Laodicea nie, by Kolossie, was daar die lekkerste koue water wat uit die berg uit gekom het in Kolossie, nie ver van hier af nie. En hierdie koue water is daai water wat jy soos drink op 'n warm dag. En dan is dit net soos, oh, amazing, ek het weer krag, ek kan weer en dan dis amazing, maar dan oorkant die Lycus rivier nog nader aan Laodicea was daar 'n warmwaterbron. Die warmwaterbron was ongelooflik vir siektes, enige velsiektes, jy spring in die warmwaterbron in, jy bad daar, dis allerlei minerale, dis so goed, dis genesing vir die liggaam. En so die warmwater was uitstekend, die koue water was uitstekend, maar die probleem was, al bron wat water toegevoeg het, deur aquedukte na Laodicea toe, al bron wat hulle gehad het, was daai warm water. En so, die warm water vloei af deur kanale en aquedukte, en teen die tyd wat dit in Laodicea aankom, is dit nie meer warm nie, dis lou warm. En dit het die kalkerige van die klip opgeskep, dit het die kalkerige smaak. En so teen die tyd wat jy dit drink, het dit die aaklige tekstuur en die aaklige nasmaak. En so wat Jesus eintlik sê is, dis harde woorde. Jesus sê, Laodicea, julle is soos die ding in julle stad waar julle die skaamste kry. Julle is soos julle water, die water wat niemand eintlik wil drink nie. Harde woorde. In vers 15 sê Jesus daar in die begin, as julle sien saam met hy sê, ek ken julle dade is louwarm, your deeds, your works. Jesus evalueer hulle as Christene en hulle vrugte as Christene. Hy sê, julle is louwarm Christene. Jesus sê, ek wil liewer sê, julle moet een van die twee wees, net nie die aaklige middel nie. Koud fyn, warm fyn, maar nie hierdie louwarm middel nie. Koud, soos ons dit kan verstaan as 'n prentjie, is baie moontlik 'n verwysing na die ongelowiges in die stad. Die ongelowiges in die stad waarvoor Jesus se hart brand, hy bloei, hy wil hulle hê, hy's lief vir hulle, hy verstaan, hulle kort hom as redder. Maar hulle is tog koud, niemand jok daaroor nie, almal weet dit, almal aanvaar dit, hulle is wie hulle is, en Jesus se genade loop oor vir hulle, hy kan hulle nog help, hulle is koud, is fyn. Maar natuurlik dan, die ander kant van die muntstuk is warm verwys na die ware getroue gelowige. Die een wat deur middel van sy getuienis genesing kan bring vir 'n gebroke stad, 'n gebroke wêreld en sondige harte. Hy kan soos die warmwaterbron letterlik genees deur die evangelie te verkondig en die evangelie uit te lewe. En die rede hoekom ek dink warm verwys na 'n getroue getuienis, 'n getroue Christen wat warm is vir Jesus, is want Jesus se eie identiteit in vers 14 verwys daarna toe. So in vers 14 sê Jesus, hierdie is wie ek is, en wie ek is belangrik vir julle om te hoor. Hy sê, these are the words of the Amen, the faithful and true witness. So eerstens sê ek is die Amen. Wat ek sê is waarlik waar. Dis ja, wanneer ek praat. Ek is die Amen. Alles van my is ekstra waar. Moenie stry nie. As ek sê jy's louwarm, dan is dit jy's louwarm. Ek is die Amen. Maar ook, ek is die faithful and true witness. Jesus sê, ek is die getrouste en warmste getuienis van alle getuienisse. Daar is niks wat ek ooit sal terughou van myself. Ek was nog nooit skaam oor myself en my evangelie nie. Ek was nog nooit skaam oor die waarheid wat ek wil bring om sondaars te red vanuit die hel nie. Nog nooit skaam nie. Jesus sê, ek is die faithful and true witness. Ek is all in, all the time. Ek is all in, ek is alles in tot die dood toe vir die verlore mens. Ek het alles gegee, letterlik tot ek gehang het aan die kruis vir die redding van sondaars. En so as Laodicea warm was, sou hulle soos Jesus 'n getroue en sterk getuienis gewees het in die kerk, in hulle stad. Hulle sou soos ander kerke vervolging beleef het, juis want hulle staan uit, hulle staan vir Jesus. Hulle staan vir die waarheid. Hulle lewe sou juis anders gelyk het as die mense om hulle se lewens. Hulle sou hulle lewens anders ingerig het om te wys, ek volg regtig vir Jesus.
Ek dra nie net Jesus Christus se naam nie. En ek dink dis wat Jesus ons stel is, dit doen soveel skade wanneer ons net Jesus se naam net dra. Ek dink, net om dit goed te verstaan, Laodicea hulle sou 'n reddingsstorie gehad het. Hulle was tog deel van die kerk in Laodicea. Hulle sou 'n reddingsstorie gehad het, hulle sou 'n ervaring van Jesus se naam gehad het. Hulle het oneffektief geraak, hulle het lou warm geraak. Weens hulle rykdom en hulle geld en hulle besighede wat al hulle tyd gevat het hulle aangegaan warm en toe sistematies het hulle ergens net bietjie minder en minder begin bid. Hulle het minder en minder begin kerk toe gaan, minder en minder begin getuig, hulle lewe werklik begin lewe vir Jesus en wie hy is. Hulle sou kerk toe gekom het elke nou en dan, maar dit is meer soos 'n formality. Hulle het iets ervaar, maar dit het 'n stadige dood gedood. En die rede hoekom ek dink hierdie lou, warm tipe van 'n halwe Christendom soveel skade doen, is want as ons daaraan dink, hoe lyk hierdie weergawe van Christendom vir die mense om ons? Hoe lyk dit? Hoe ervaar hulle dit? Ek dink hulle ervaar dit as nie waardevol nie belangrik nie. Bedoelende, as dit nie jou tyd of lewe werd is nie, hoekom moet dit my tyd of lewe of geld werd wees? Jy hanteer hierdie soos enige ander geloof in die wêreld, so ek gaan dit hanteer soos enige ander geloof in die wêreld. Ek gaan pick and choose. Ek hou bietjie meer van die boeddhiste, as ek kan kies. As jy nie all in is en ernstig is nie, hoekom moet enigiemand om jou dit ernstig opvat? En so kan jy sien hoe hierdie lou warm aaklige lou warm Christendom eintlik meer skade doen as wat dit goed doen. Ek dink die grootste hartseer vir enige kerk is dat sou hulle deure toemaak. Sou 'n gemeenskap, 'n kerk, hulle deure toemaak, as ons die vraag vra, sal die stad waarin hulle is, hulle mis? Sou die stad die verlies voel indien daai kerk hulle deure toemaak? As dit 'n nee is, dan dink ek dis die grootste hartseer vir enige kerk. Jesus sê, Laodicea, julle kan maar julle deure toemaak. Julle kan maar koud wees. Niemand gaan eers weet julle was daar nie, want julle lyk soos die wêreld. Julle dra dalk die naam van Christendom, maar julle is nie effektief nie. Julle maak nie 'n verskil nie en niemand gaan julle mis nie. Inteendeel, dalk kan ek beter werk doen as ek van vooraf begin, tipe van dis hard. Die genade natuurlik is dat hy hulle nou waarsku. Hy sê ek gaan julle dalk uitspoel. Ek gaan as julle nie verander nie. En so daar's genade hier, maar dis nog steeds harde woorde. Ek dink aan ons wat nou net begin werk. Hoe lank gaan dit vat vir ons kollegas om te weet ons is Christene? En nie daai Christene wat soos almal in Pretoria Christen is nie. Nee, hierdie is my lewe, hierdie is my alles en ek glo in hierdie, ek volg hierdie ou. Jesus het my lewe verander en hy kan jou lewe verander. Ek is all in vir hom. Nie perfek nie, nie een van ons is perfek nie, maar dis die tipe vraag, hoe lank gaan dit vat vir mense om te weet wie ons regtig is? Hoe sterk is ons getuienis? Ligpunt, hierdie is 'n gevaar vir ons. Ons mag, my hart sal wees dat ons nooit mag val in lou warm Christendom in nie. Mag ons nooit net Christene in naam wees nie. Mag ons stad, waar ons is, in ons werksplekke, universiteit, mag mense huil, as hulle sou hoor, dat Ligpunt sy deure gaan toemaak. Mag dit waar wees van ons. Mag hulle huil, omdat hulle sien die verskil wat die evangelie kan maak, in ons stad en in ons land. En ons land kort dit so. Ons land kort die genesing wat die evangelie kan bring. Mag ons aanhou om, soos ons het as kerk, mag ons aanhou kerke plant. In verskillende plekke, sodat ons daar ook kan getuig, en mense kan kry om die evangelie daar te verkondig, om daai kleiner dele van Pretoria te bereik. Mag ons aangaan met daai harde en goeie werk. Mag ons aanhou getuig, waar ook al die Here jou heiliglik geplaas het, op jou unieke manier, hou aan getuig, net wat Jesus in jou lewe gedoen het. Mag ons aanhou geleenthede soek as kerk, om ons gemeenskap te dien. Soos die tutoring bediening, waaroor ek dink ons bietjie meer moet praat.
Soos die tutoring bediening, soos die babahuis wat hulle nou wil oopmaak. Mag ons aanhou dink aan hoe ons stad kan bedien, sodat die stad sal huil, want ons is wit warm besig om vir Jesus te lewe. Ek weet dit is moeilik om te getuig, maar ten minste mag ons wit warm bid vir ons stad. Bid vir ons vriende, ons familie, ons die verlore mense om ons, bid dat die Here ons moed sal gee, om ietsie te kan sê, oor wat ons glo en hoekom ons dit glo. Mag ons aanhou teen ons sonde beklei, en nooit tevrede wees, al is die sonde hoe klein, nooit tevrede wees met sonde nie. Maar voluit vashou aan Jesus, soos wat hy ons aanhou verlos, van elke liewe sonde in ons lewens. Dis die uitnodiging. Dis die uitnodiging. Dit is Jesus se eerste beeld, die louwarm kerk. Hulle effektiwiteit. Dit bring ons na die tweede beeld toe. Ons gaan 'n bietjie meer tyd hier spandeer, vers 17 en 18. Jesus het nou net gepraat oor hoe hy Laodicea ervaar, hulle Christendom, hoe hy hulle ervaar. Maar nou gaan hy so 'n bietjie duideliker maak, hoe het hulle daar uitgekom? Hoe word 'n mens louwarm? En hier gebruik hy die prentjie van rykdom, hoe hulle geld gebruik. Vers 17, you say I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Hierdie is die hartsprobleem wat die lou warm kondisie veroorsaak het. Vers 17 is daai eerste deel, dis eintlik dit. I am rich, I do not need a thing. Hulle dink, hulle het alles. En Jesus praat veral in vers 18 metafories, dis 'n prentjie. Hy sê spandeer julle baie geld op my. Soos julle staat maak op julle geld, so ook daai selfde vertroue wat julle geld het, gee daai vertroue vir my, maak staat op my. Dis prentjietaal. Jy kan nie hierdie goeders eintlik gaan koop nie. Jy kan nie geld vat na Jesus toe en maar eintlik sê Jesus, maar tog, as jy my vertrou soos wat jy jou geld vertrou. As jy dink jou geld kan alles vir jou gee, ek kan jou werklik ryk maak. Ek kan jou werklik kleed. Ek kan werklik jou oë oopmaak tot die waarheid. Maar jou vertroue moet op 'n ander plek gerig wees. Die probleem is, Laodicea, julle soek my nie, want julle kort my nie, julle wys my die hand. Die agtergrond van hierdie is baie interessant. Laodicea was ongeveer 35 jaar voor hierdie woorde geskryf was Laodicea soos getref deur 'n verskriklike aardbewing en dit het die stad heeltemal vernietig. Toe kom die Romeinse ryk en hulle sê ons sal vir julle geld leen om julle stad te herbou. En in plaas van 'n massiewe lening uitgaan, sê Laodicea, geen ander klein stad kon hierdie doen nie. Hulle sê nee, ons soek nie julle geld nie. Ons het genoeg van ons eie geld. Ons gaan ons eie stad herbou. En hulle het. Waarvandaan het die geld gekom? Eerstens, Laodicea was soos die Switserse bankiers van die eerste eeu. Boonop dit het hulle 'n bekende swart wol gehad wat van swart skaap afgekom het. Enigste plek in die Klein-Asië waar jy dit kon kry. En dan het hulle 'n mediese sentrum gehad, 'n tipe van 'n antieke hospitaal. En hierdie antieke hospitaal was geleë naby aan daai warm waterbronne. En hierdie oogsalf en al die medisyne tipe beelde wat Jesus hiervan praat sou hulle gemaak het. En mense reg oor die bekende klein wêreld daai tyd sou gegaan het Laodicea toe om genesing te ontvang vir allerlei goeders. En hierdie het natuurlik bygedra tot I am rich. Almal kom Laodicea, ons het baie geld en ons kort nie 'n ding nie. Die probleem is, net soos wat Laodicea vir Rome die hand gewys het, het hulle ook vir Jesus die hand gewys. Ons kort jou ook nie. Ons het geld, ons is okay. En hierdie is die sonde van onafhanklikheid. Dit klink dalk nie so bad nie, maar dit is baie erger as wat ons dink. Die sonde van onafhanklikheid kom letterlik, dis soos 'n hartsonde, dis soos 'n diep fundamentele sonde wat baie klein sondes maak. Okay, dit rede hoekom ek sê is want ons sien hierdie selfde sonde van onafhanklikheid in Adam en Eva. Dis soos 'n fundamentele, dis soos die eerste sonde van sondes. Adam en Eva het presies dit gedoen. Ons kort jou nie, God.
Ons wil op die troon sit. Ons wil U reëls breek sodat ons self in beheer kan wees. Ons eie lewens kan bepaal, ons eie reëls kan maak. En kyk waar sit ons nou? Sodat sonde heers in ons gebroke wêreld. Dis is 'n fundamentele sonde. Ons as mense wat op ons eie wil wees. Ek dink dit is belangrik om te noem dat wat ons hier sien is nie dat geld boos is nie. Moenie dit hoor nie. Ons moet en kan met geld wonderlike dinge doen. Geld is 'n goeie ding wat die Here vir ons gee. Maar wat ons wel sien is dat ons harte deur geld trots raak. Geld skep 'n kragtige gevoel. Ons sou dit beleef het. Dalk het jy onlangs jou eerste salaris gekry. Dis 'n amazing gevoel. Dis is woef. Baie mamma papa cheers nie. Dis is amazing. Onafhanklikheid. Dis is 'n kragtige gevoel. Haar eerste salaris voel ek's vry. Ek het invloed. Ek het mag. Ek kan doen net wat ek wil. Daai onafhanklikheid is regtig 'n kragtige gevoel. En ek wil net weer sê, onafhanklikheid in sy self is nie 'n slegte ding nie. Ons almal wil onafhanklik wees. Ons wil nie heeltyd staat maak op ander mense nie. Ons wil nie sponges wees nie. Maar die krag wat ons harte aan geld heg, soos dat ons daai onafhanklikheid beleef, die omgewing van leksheid en gemak wat geld kan skep vir ons, die begeerte en die gewig wat ons op geld sit, dit kan alles 'n dodelike stappie te ver gaan. 1 Timoteus 6 vers 10 sê, for the love of money, nie money nie, for money is nie, for the love of money is the root of all kinds of evils. En hierdie is interessant. Ek dink hierdie is hoekom iets so swart is, want hierdie is besig om te gebeur met Laodicea. Sien jy daar? It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Baie probleme. En ek wil dit weer sê, geld is nie die probleem nie, maar die gewig wat ons harte plaas op geld en die trots wat daarmee kom. Geld kan so baie van ons doen. Weet jy, al die kerke wat ons al geplant het oor die jare as kerk, al die salarisse wat betaal is vir daai ouens wat in 'n nuwe area 'n kerk begin, geboue, dit is so baie goeders. Dis alles mense wat vrygewig was. Die Here kort in sy koninkryk vrygewige kinders om letterlik die koninkryk te bou. Dis soos 'n gawe. Geld is soos, jy het 'n unieke gawe van baie geld gekry. Dis amazing. Dis absoluut amazing. Geld en baie geld en rykheid in syself is nie die probleem nie, asseblief. Maar tog, waarsku die Here ons vanaand duidelik. Hy sê the love of money is 'n baie gevaarlike ding en watch jou hart. Soos watch hom regtig. Wees bewus van wat geld kan doen. Geld maak ons veilig voel. Geld maak ons invloedryk voel, soos wat ons baie dinge doen. Yes, ek maak waves. Geld doen dit. Geld laat ons subtiel voel ons is bo ander mense. Geld, jy weet, as jou spaarrekening het 'n spaarrekening en soos daar's so baie geld, jy voel so veilig diep binnekant jou, nê? Nee? Is ek's bietjie invincible. Hy's 'n klein bietjie invincible. Soos ek kan geld gooi na enige probleem, ek gaan okay wees. Daar's 'n paar mense hier wat soos nie kan gaan fliek nie, hulle is soos church, ek wens ek het dit gehad. Maar ek bedoel, dis hoe ons baie keer voel, geld kan dit doen. Geld kan ons laat voel ons is so bietjie invincible en dis waar die gevaar lê. En ek noem ons wat nie baie geld het nie, ook nie, want hierdie is 'n hartsprobleem, nie 'n geldprobleem nie. Ons kan met baie min geld dieselfde ongesonde begeerte hê vir meer en meer en meer en dis dieselfde sonde, dit lyk net bietjie anders. So moenie dink dit gaan oor baie geld nie. Ons kan almal maklik dink ons is konings of 'n sterk oorheersende afgoderry begeerte hê om konings te wil wees, maar ons is hoenders. Dis die probleem. In sy ekstreem, nê, word hierdie sonde van onafhanklikheid. En dalk noem ek dit vir ons, want soos wat ons die career ladders gaan klim, waar ook al die Here ons geplaas het, ons gaan by 'n stadium uitkom waar ons gaan moontlik dink, hierdie kerk is lucky om my te hê. Kyk wat kan ek hier doen. Kyk wat doen my geld hier. Die Here, ek kort nie die Here nie, hy kort my. Dis klein, subtiele gedagtes wat ons begin dink diep binne ons. Die vraag eintlik vir ons vanaand is, hoe naby is ons aan die sondige onafhanklikheid? Die sondige onafhanklikheid wat voel, I am rich, I have acquired great wealth, I don't need a thing. Ek kort jou nie, Jesus, nie, ek kort jou nie.
Want die rede hoekom ek dit vra is, want Jesus spreek dit direk aan. Hy sê Laodicea, einde van vers 17, 18, you do not realize hoe desperaat jy my eintlik nodig het nie. You are wretched, pitiful, poor, blind. Net ek kan jou reg ryk maak, net ek kan jou kleed, net ek kan jou oë oopmaak. Jesus sê, ek dink dis wat gebeur het in Laodicea. Ek dink hulle het iets ervaar van Jesus, genade, redding, kerk, amazing. En toe is hulle soos, Jesus het my nou gered, ek kan aangaan. En toe probeer hulle al hulle ander probleme oplos met geld. Asof Jesus 'n quick fix is. As jy vers 18 lees, is Jesus nie 'n quick fix, een keer in jou lewe gebeur dit nie. Nee. Jesus sê, ek is kos vir elke dag. Ek is die enigste ding wat 'n werklike ewige rykdom vir jou kan gun. Ek is soos klere, ek is soos sig. Ek is nie 'n quick fix vir 'n klein probleem nie, ek is 'n lewe vir 'n dooie siel. Hierdie is metafories gesproke 'n prentjie wat volop is in die Nuwe Testament. Dit is soos oral. Tim Keller, prediker in Amerika, hy noem dit the upside down kingdom. Oral in die Bybel sien ons hierdie beginsel van vers 17. You are pitiful, poor, blind. Jesus sê my koninkryk is presies onderste bo van die wêreld se koninkryk, andersom. Jesus sê hier, hy nooi jou na arm toe. Hy kom armoede toe. Wees wretched, pitiful, poor, blind. En reg oor die Bybel is hierdie 'n beginsel in die Bybel. Jesus se bekende bergprediking, Matteus 5. Blessed are the accomplished and the successful, for theirs is the kingdom of heaven. Nee. Jesus is blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the confident and cheerful, for they will be comforted. Nee. Blessed are those who mourn, armoede, gebrokenheid, seer. Blessed are those who are filled and always have enough, for they will hunger and thirst for righteousness. Nee. Blessed are those who are hungry, for they will truly thirst after righteousness. Die eerstes in God se koninkryk. Die eerstes gaan laaste wees. Die wenners hier en nou gaan die verloorders wees daar en dan. Dis nie die fariseërs wat mooi uitgeknip is, oulik is, wat voor Jesus se voete val in dankbaarheid en soene en prys nie. Nee, dis nie die fariseërs nie, dis die prostituie. Want in die Here se koninkryk vloei genade soos water na die laagste plekke toe. En daar bly genade. Alles is onderste bo. En dis die les, dis die harde, belangrike herinnering van God se woord, van ware geestelike gesondheid lê diep in afhanklikheid, nie onafhanklikheid nie. Ware geestelike gesondheid lê op ons knieë, desperaat, arm, skaam, kaal, vuil, siek, desperaat op soek na redding, afhanklik. Die ongelukkige pros en cons, nee, con van geld, die ongelukkige negatiewe ding van baie geld, is dis baie moeiliker vir ons om met baie geld afhanklik te wees. En dis baie maklik vir ons om met baie geld onafhanklik te wees. Hierdie tipe afhanklikheid wat Jesus beskryf is moeilik vir 'n ryk man om te beleef. Soveel so, Jesus sê dis makliker vir 'n kameel om deur die klein oogie van 'n speld te beweeg, as wat dit vir 'n ryk man is om in die hemel in te kom. Weer, prentjietaal. Dis net 'n kan van geld, 'n negatiewe ding wat geld in ons lewe kan doen. Hoekom moet ek op God se knoppie druk as ek op my eie knoppie kan druk? Daar's 'n mate tog wat ek dink op 'n geestelike vlak, geld of nie, waar ons almal sukkel om te glo dat ons wretched, pitiful, poor and blind is. Dis 'n mate waarin dit waar is van ons almal, maak dit ook wie jy is nie. Soos ons vroeër genoem het, sonde wil ons oor en oor oortuig, ons is honde, maar ons is eintlik hoenders. En ons sukkel almal om te glo, ons kortom desperaat. En dis die punt, die harde woorde van Jesus is 'n herinnering. Laodicëërs, julle is besig om stap 1 van die evangelie te vergeet. Ja, julle stap 2, hy vergewe, ja, stap 3, julle het stap 1 vergeet. En stap 1 is, Jesus het gekom vir sondaars. Jesus het gekom vir sondaars. En toe hulle vergeet stap 1, toe word stap 2 minder belangrik. As Jesus gekom het vir sondaars en ek's okay, dan soek ek nie die Jesus wat sondaars red nie.
En toe hulle stap 2 vergeet, toe vergeet hulle stap 3, en so stap 3 is, hulle dra nie meer vrugte nie. As ek nie Jesus het nie, en hy red my nie, en ek lewe nie elke dag in daai redding nie, dan word ek al hoe stomper, al hoe kouer, tot ek lou warm word, tot ek nie meer bid nie, tot ek nie meer getuig nie, tot ek my eie koninkryk bou, en nie meer sy koninkryk bou nie. Tot ek heeltemal te veel tyd aan myself spandeer, en nooit tyd aan Jesus en sy agenda spandeer nie. Dit is louwarm Christendom, dis hoe ons daar opeindig. Dis hoe ons daar uitkom. Hoor, laaste ding op hierdie punt. Dane Ortland het 'n ongelooflike boek geskryf, Deeper. En dit gaan alles oor hoe om onsself te verdiep in die net oneindige rykdom van die evangelie. Dis 'n uitstekende boek. As jy hom kan kry, kort, vinnig gelees hê, en dit sal jou hart wit warm maak vir Jesus. Regtig, dit is so goed. Hoor wat sê hy in sy boek Deeper. Hierdie is Dane Ortland, lees hom. Hy sê, despair is a vital element of healthy spirituality. It cannot be bypassed. One reason some Christians remain shallow their whole lives, so louwarm, oppervlakkige Christene, is that they do not allow themselves ever more deeply throughout their lives to pass through the painful corridor of honesty about who they really are. I'm not suggesting you downplay the glorious image of God that you are. I am suggesting that you let yourself maintain throughout the whole course of your Christian journey a salutary remembrance of just how much evil resides within you, even as one born again. Feel your sinfulness. Let it humble you. Let it sober you. In hierdie is Laodicea, hierdie laaste stuk. Beware of so filling your life with talk shows and phone calls that you don't regularly stop and consider the ruinous condition of your life apart from Christ. You cannot feel the weight of your sinfulness strongly enough. I've never met a mature Christian, belangrik, mature Christian. I've never met a mature Christian who did not have a correspondingly deep sense of his or her own natural desolation. Dis die punt. Ons kort altyd vir Jesus, soos brood nodig, soos kos vir die siel. En bring ons na die derde punt toe, hulle bekering, die deur, hierdie prentjie van die deur, vers 19 en 20. En tot 'n mate vloei vers 18 ook in hierdie in, nê? Hoe koop ons Jesus se goud? Hoe kom ons na hom toe en ons laat toe dat hy ons oogsalf moet wees en ons klere moet wees? Hoe lyk dit? In vers 20 sê Jesus, here I am, I stand at the door and I knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Hoe maak ons die deur oop vir Jesus? Baie mense het al hierdie verduidelik in opsigte van soos Jesus klop aan die deur van jou hart en hy wag vir jou. En ek kan dit sien. Ek kan sien hoe mense dit sal sê. Ek sien 'n baie sterker prentjie in hierdie woorde. Jesus praat nie noodwendig hier van die deure van ons hart soveel soos wat hy praat van die deure van die kerk self nie. So die prentjie is, Jesus staan buite die kerk. En hulle, die Laodiceërs, hulle staan almal binne die kerk. As Jesus nie daar is nie, ek weet, Jesus is buite die kerk en hulle staan binne. En natuurlik, dis Laodicea, nê, lekkerste kos, lekkerste drankies, lekkerste soos mense, soos die cool mense, soos die in-crowd, almal gesels lekker, daar's hierdie chats, hierdie samesyn, dis soos lekker, dis soos intieme verhoudings. Hulle eet saam, dis verhouding. Maar onthou, hulle het vir Jesus die hand gewys. Ons is ryk, ons kort hom nie, ons is fyn. En so hulle wys vir Jesus die hand, hulle kort hom nie, en so waar staan Jesus? Nie in die kerk nie. Nee, Jesus staan buite die deur van die kerk en hy klop aan die kerk en hy sê, daar mag dalk by Laodicea 2 of 3 mense wees wat vergader in my naam, maar ek is nie daar nie. Want hulle soek my nie regtig nie, hulle kort my nie regtig nie. Hulle vergeet van hulle sonde. En so ek wag maar en klop vir iemand om uit die kerk uit te kom na my toe, om die deur oop te maak, sodat hulle my samesyn kan geniet, my geselskap kan geniet, 'n ete saam met my, 'n intieme verhouding met my kan geniet. Wat hierdie prentjie vir ons wys, wat ek dink sterker is dat daar's 'n prys om te betaal, daar's iets waarvan ons moet wegloop.
Daar's iets wat ons letterlik moet betaal en geen hoeveelheid geld in die wêreld is genoeg om hierdie te kan betaal wat Jesus wil hê ons moet betaal, sodat ons die deur kan oopmaak na hom toe nie. Want wat ons moet betaal is, ons moet ons trots betaal. Ons moet letterlik ons trots weggee. Dis hoe ons die deur oopmaak. Dis hoe ons koop by Jesus in vers 18. Ons offer onsself op. Is ons bereid om opnuut weer te besef net hoe sondig ons is en hoe diep ons daagliks Jesus se redding nodig het? Is ons bereid om elke liewe dag staat te maak op hom vir ons redding? Is hy vir ons meer waardevol as die lekker lewe wat ons vir onsself hier en nou kan bou? Is hy? Sal ons weer bereid wees om so afhanklik te wees, soos 'n blinde man wat letterlik nie kan sien tot iemand vir hom oogsalf gee nie. Soos ek letterlik, kom lei my, vat my aan die hand, ek's blind. Is ons bereid om dit te wees? Is ons bereid om ons image op te offer? En ons samesyn met die in-crowd prys te gee vir Jesus? Is ons bereid om te staan by die armes? Soos ons besef hoe arm ons eintlik geestelik is voor 'n heilige God. Want Jesus sê, ek staan nie by die wenners nie. Ek doen nie. Ek staan nie by die rykes nie. Ek staan by die armes. Ek staan by die gebrokes. Ek staan by die wat besef wie hulle regtig is voor 'n heilige God. En vers 19 is baie interessant. Vers 19 bou op hierdie. Vers 19 sê, hierdie is verder hoe jy die deur oopmaak. Hierdie is hoe jy die prys betaal, jou trots betaal. Hy sê baie dinge hier, so gee my net 'n kans om vers 19 te verduidelik. Die eerste ding wat vers 19 vir ons sê is, those whom I love, I rebuke and discipline. Sien julle daar in vers 19? Rebuke and discipline. Jesus sê, soos 'n goeie pa nee sê vir dinge vir sy kinders, sodat hulle nie sal seer kry nie, so dissiplineer ek ook my kinders, want ek's lief vir hulle. En daar's baie mense hier vanaand, en Christene reg oor die wêreld wat kan getuig, dat hulle eers deur diepe waters van pyn en lyding moes gaan, voordat hulle werklik kon besef hoe fragile hulle is, en hoe desperaat hulle God eintlik nodig het. En hoe afhanklik hulle eintlik is. Hulle moes daai les leer, hulle moes die dissipline van 'n liefdevolle God ervaar. Dis die punt hier. Jesus het in elke liewe een van die kerke, het hy ergens 'n lyntjie wat wys dat hy na hulle toe gaan kom. Nee, hy gaan op een of ander manier in real time kom na hulle toe en iets doen in hulle om hulle te red. Hy het byvoorbeeld in Philadelphia, toe sê Jesus, julle is moeg, ek gaan vir julle kom beklei. In Sardes, 2 weke terug het Jesus gesê, julle slaap, so ek gaan in die dief in die nag kom. Hier praat hy van sy dissipline. Laodicea, moenie verbaas wees. As ek moet kom in liefdevolle hand van dissipline, moet kom handhaaf oor julle lewens nie. Moenie verbaas wees as iets radikaal gebeur nie. As iets erg gebeur nie. Hoekom? Want beter 'n arme siel in die hemel as 'n ryk siel in die hel. Jesus se liefdevolle dissipline. Dan vers 19, so be earnest, be zealous and repent. Bekeer, sê jammer. Hierdie is hoe ons die deur oopmaak. Hierdie is hoe ons trots eintlik maar neerlê. Daar's niks wat ons so nederig maak soos om jammer te sê nie. Ligpunt, ons moet leer. Ek dink is iets wat ons heeltemal vergeet. Dat Christendom, fundamenteel is Christendom 'n gereelde bekering. Dis nie soos, ek het nou jammer gesê vir alles in my lewe en ek gaan aan nie. Nee, Christendom is 'n gereelde bekering. Om 'n Christen te wees, is om gereeld na die Here toe te kom en te sê, ek is jammer. En dit hou ons nederig. Ek het gedink aan soos, hoe bly ons waaksaam? As ons harte so vir ons kan jok, nee. As ons harte ons so kan om die bos lei en kan dink ons is iets wat ons nie is nie. Hoe bly ons waaksaam teen harte wat so goed jok? Ek dink die antwoord is gereelde bekering. Daar's niks wat ons so nigter hou, soos om gereeld jammer te sê vir die foute wat ons maak in ons geestelike lewe nie. Niks nie. Dit hou jou veilig. Want jy is altyd bewus van wie jy is. Jy is altyd bewus van waar jy staan en hoe desperaat jy Jesus nodig het. Dit is so gesond vir ons om gereeld te sê, ek's jammer. En hier is dit deel van hoe ons onsself verneder voor God. Here, ek's jammer.
Ek's jammer, ek's liewer vir my gemak en my luksheid en my lekker lewe en dat ek vergeet het hoe sondig ek is. Ek's jammer. Dat ek eintlik my lewe asof ek U nie nodig het nie. En so ook dan 'n louwarm gesinskap uitleef. Ek's jammer. Ek is eintlik arm voor U. Ek is kaal voor U. Kom kleed my. Asseblief, kom kleed my weer. Kom blaas nuwe lewe. Dis bekering julle. Dis belangrik. Dis iets wat ons moet doen hardop voor God. Ergens in die privaatheid van ons weke. Nie 2 weke nie, want dan vergeet ons weer. Hierdie week. Dat ons ergens gaan jammer sê. En dan ek love hierdie, daai be earnest, in vers 19, be zealous is die ESV. Vir 'n louwarm kerk, sê Jesus, vat 'n bietjie weer jou geloof ernstig op. Shavi, doen weer iets vir hom, staan weer op vir hom, wees 'n bietjie radikaal vir Jesus. Klim bietjie uit jou louwarm geloof uit. Wees 'n bietjie weer passievol, wys dat jy regtig lief is vir hom en regtig lewe vir hom. Dis vers 19, dis bou op al hierdie, ek het baie gesê, so ek wil net vinnig recap, net vinnig. Daar's 'n paar dinge wat Jesus sê. Hy sê, ons gaan die prys van trots moet betaal. Ons gaan die trots moet agterlaat, daar's 'n moontlikheid dat ons die liefdevolle dissipline van God moet gaan toelaat in ons lewens. En dan is daar bekering, jammer ek is louwarm. Jammer ek is siek, ek kort U genesing in my lewe en hart, kom en red my. En dan is daar 'n shavi. Doen we iets vir Jesus? Doen we iets rarig vir Jesus? In plaas van louwarm pap geloof. Hierdie is God se woord aan ons. Hierdie is Jesus wat met ons wil praat. In vers 19 na dit sê Jesus, hy sê, as jy hierdie goeders gaan doen, gaan jy my as nader ervaar as wat jy my ooit al ervaar het. Ek gaan meer intiem met jou wees. Ek gaan 'n ryker en dieper verhouding met jou hê as soos iets wat jy nog nooit ervaar het nie. Ek gaan by jou eet. Sien jy daai preek? Ek gaan by jou eet. En dit maak vir my sin. Want in al die seisoene in die lewe waar die Here my gevat het deur daai diep waters, waar ek regtig desperaat was, ek soos Here, ek het geen ander opsie nie. Jesus, asseblief, as U nie iets kom doen nie, is ek goners, help my. Daai oomblikke was die oomblikke waar ek die Here se liefde die naaste en mooiste en diepste beleef het. Want hy kom altyd deur. Hy kom altyd deur. Ons bid net nie genoeg daai gebede nie, want ons almal dink ons is ryk. En ons het alles wat ons nodig het. En ons vergeet wie ons regtig is. Ek wil afsluit met vers 21. Dis nie vers 21, die laaste versie daar. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. So ek gaan dalk die storie bietjie butcher en my ouers gaan kwaad wees en dan jok ek, maar dis hoe ek het onthou. As kind was ons by 'n skou en ek en my pa was regtig opgewonde om op so 'n helikopter ride te gaan. En soos ons praat heel pad daaroor en soos wat ons by die skou aankom en ons kom by die helikopter, gaan die ding, dis amazing, dis awesome. Kom ons daaraan toe besef ons hierdie ding is nie 'n grapie nie, hierdie gaan duur wees. Okay, hierdie is 'n onredelike prys om te betaal vir 'n sitplek in 'n helikopter vir 'n uur. En ek onthou hoe teleurgesteld ons was, maar ek dink meer my pa, hy was soos, my kind, ek is so jammer, ons kan nie gaan nie. Dis net te duur. En ons was altyd soos regtig teleurgesteld oor daai sitplek in daai helikopter. Daar is 'n sitplek hier wat Jesus ons offer, 'n belofte wat hy ons gee. En ek dink by myself, as ek so teleurgesteld kon gewees het oor 'n sitplek in 'n helikopter vir 'n uur, wil ek nie weet hoe teleurgesteld ons gaan wees eendag om op hierdie sitplek uit te mis wat die Here ons hier offer nie. Daar is 'n sitplek wat die Here ons hier offer wat geen hoeveelheid geld in die wêreld kan bekostig nie. Want op hierdie sitplek sit jy langs die een wat alle autoriteit gegee is in die hele wêreld. Hy hou letterlik die toekoms van die wêreld vas in sy hande. Jy sit langs dit. Hy wat letterlik heers oor die skepping, se presidente, se siektes, oor al die triljoene in die wêreld, oor ons regering en land heers hy is in beheer. Hy sit op die troon nou, vandag. Here sê jy kan daar, as jy oorwin, as jy luister, as jy saam met die armes lewe en nie saam met die wenners van die wêreld lewe nie. As jy eerlik is
oor wie jy is en staat maak op my daagliks vir my, vir asem, soos asem, vir jou lewe. As jy in daai plek in wandel, as jy oorwin, sê die Here, ek sal daar op daai troon laat jy langs my kom sit. En hy sê, jy gaan nooit hoef teleurgesteld wees. Op daai oomblik, as jy op daai troon sit langs Jesus, jy kan, soos die ryk man, die ryk jong man in die Bybel wat na Jesus toe kom en sê, Jesus, gee alles op en kom volg my. Jy kan alles opoffer. En daai dag gaan sit op daai troon en jy gaan nie 1% spyt wees nie. Nie 1% spyt wees nie. Dis vir die Here ons beloof. Hy offer ons iets wat soos letterlik priceless is. So kom ons onthou dit, soos wat ons beklei vir ons harte, om wit warm te bly vir Jesus. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, wat 'n eerlike en ryk woord. Wat 'n belangrike woord, soos wat ons geseënd is as kerk. Geseënd met soveel dinge. Maar Vader, ek bid, hierdie is my hart se gebed, dat deur die krag van die Gees, deur die waarheid van die woord, dat U ons nederig sal hou, arm, desperaat vir U. Dat ons op 'n sielsvlak sal besef hoe groot ons nood is vir U elke dag. En dat soos wat U ons daagliks red, daagliks opnuut uit ons sonde uitroep, daagliks U genade kom was oor ons harte wat so sukkel, dat dit ons wit warm sal hou vir U. En dat ons passievol sal wees vir U, werklik passievol sal wees, nie perfek nie, maar passievol. Dat ons weer as kerk opnuut radikale dinge sal doen vir U. En nie heeltyd op die agtervoet sal sit nie, maar op die voorvoet sal wees. Vir U koninkryk en vir U kerk en vir U naam. En dat ons getroue getuienis sal wees soos wat U was. Ons bid hierdie dinge, kom dra hierdie vrugte in ons kerk. Ons bid hierdie dinge in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.